Goeiemôre. Baie welkom by vandag se klankoordenking, Donderdag 3 September. Ons het die vorige keer stilgestaan by die grootste wonderwerk van ons Here Jesus toe hy Lazarus uit die dood opgewek het. En deel van wat ons Here Jesus die mense destyds geleer het deurdat hy Lazarus gelos het, dat hy eers 4 dae dood was, is die werklikheid van die dood is iets wat elkeen van ons tref. In Psalm 89, vers 49 staan die verskriklike woorde: Wie is daar wat die dood nie eendag sal aanskou nie? Letterlik, wie is daar wat homself kan red uit die mag van die doderyk? Die dood is 'n werklikheid en dit raak elkeen van ons. En wanneer ons aan die dood dink, dan dink ons in 'n laaste asem, 'n laaste hartslag hier op aarde. Maar as ons Here Jesus die mense wat daar by die graf van Lazarus gestaan het oor die dood leer, dan gee hy 'n ander perspektief daarop. Hy self verklaar: Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Ons Here Jesus verklaar hier: die dood is deurgang na die ewige lewe. Dit is die pad van volkome herstel. En tog bly die dood 'n verskrikking omdat dit so finaal is. Om ons te troos, leer ons Here ons deur die Heilige Gees natuurlik in sy skrif op talle plekke oor die dood. En dis onmoontlik om alles oor die dood te noem. Ek wil graag enkele verse vir ons lees uit 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 13. By monde van Paulus sê ons Here Jesus: Ons wil hê, broers, dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslapenis gaan gebeur nie. En dan sal julle ook nie treur nie, soos ander mense wat geen hoop het nie. Tog interessant dat ons Here 'n basiese kenniskomponent aan ons voorhou van wat voor die dood gebeur, wat tydens die dood gebeur en ook wat na die dood met kinders van ons Here gebeur, met gelowiges. En ons Here sê ons het nodig om dit te weet om daardeur getroos te word. As ons dink aan voor die dood, dan moet ons teruggaan na reg aan die begin. Ons lewe hier op aarde, die lewe van 'n Christen, is nooit doelloos nie. En die lewe van 'n Christen eindig ook nie met die dood self nie. Lewe begin voor geboorte in God wat uitgekies het om aan hom te behoort. Efesiërs 1 vers 4. Hy is immers die een wat elkeen van sy kinders by die naam geroep het en verklaar het, Jesaja 43 vers 1, jy is myne. Die dood moes dus altyd teen die belofte van die verbond gesien word. God wat hom aan sy kinders verbind het, kinders van ons Here wat aan hom behoort. En juist daarvoor het hy sy seun oorgelewer, nie gespaar nie, sodat ons in hom mag lewe. Die dood het ook aan 'n verdere sekerheid wat hy dit ons aanbind. Ons lewe hier op aarde is gebind aan ons Here Jesus se testament. So kosbaar staan dit opgeteken in Johannes 17 vers 24. Vader, ek wil dat waar ek is, menende ons Here Jesus wat na die hemel gaan, hulle wie U my gegee het, saam met my sal wees. Elke kind van ons Here lewe met hierdie belofte van ons Here Jesus, wat sê, ek wil, dit is my wil, dit is my wens, dat elkeen wat aan my behoort, saam met my in die hemel sal wees. Wat gebeur tydens die dood?
Wanneer die Heilige Gees verklaar dat ons nie onkundig moet wees oor wat met die ontslapenis gaan gebeur nie, is daar veral twee aspekte wat uitgelig word. Die oomblik as die laaste asem hier op aarde uitgeblaas word. In die eerste plek gebeur die onbegryplike dat liggaam en siel van mekaar skei. Ek noem hierso siel, gees, ons gaan nie nou in op die verskil daarin nie. Maar liggaam, siel, gees skei van mekaar. Ons Here Jesus het aan die een moordenaar daar in die kruis uitdruklik gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En hy self het aan die kruis verklaar sy laaste kruiswoord, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Die oomblik toe hy sy laaste asem uitgeblaas het, het ons Here Jesus se liggaam, gees van mekaar geskei. Sy liggaam het agtergebly. Josef van Arimatea het dit uiteindelik van die kruis afgehaal en in 'n graf neergelê. Maar sy siel was onmiddellik by God in die hemel. 'n Tweede saak waaroor ons nie onkundig moet wees tydens die afsterf van 'n geliefde nie, is dat 'n Christen nie bloot net doodgaan nie. 'n Christen word kom haal. Ek lees vir ons 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 14. Ons Here wat sê, ons moet treur, hy het self ook getreur, maar ons is nie hooploos nie. En dan, ons hoop lê in ons geloof geanker. Ons glo immers dat Jesus gesterwe het, maar ons glo ook dat hy opgestaan het. En net so glo ons ook dat God saam met Jesus, die ontslapenis wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. Hoe kosbaar is hierdie woorde? Ons Here Jesus het beloof, as jou woning hier op aarde gereed gemaak is, en daarmee neem hy ons na Johannes 14 toe, waar hy sê, laat julle harte nie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is al baie woonplekke, en as dit nie so was nie, dan sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, dan kom ek terug, dan sal ek julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Weereens, en ons moet dit oor en oor vir mekaar sê, 'n Christen sterf nie sommer nie. 'n Christen word kom haal, soos wat ons Here beloof het, hy sal doen. As jy by 'n sterfbed staan, dan is jy die stille getuie van ons Here, dat sy belofte teenoor die sterwende nakom, deur hom of haar te kom haal. Wat gebeur na die dood? Ons het reeds genoem dat die dood is deurgang na die ewige lewe. Die vervulling van ons Here se belofte, verbondsbelofte aan sy kinders. Maar as Christene bely ons ook dat ons aan die wederkoms die ewige en die ewige lewe glo en dat dit nog in volle vervulling moet tree. In 1 Tessalonisense 4 vers 15 tot 17 lees ek vir ons Paulus wat sê, ek sê dit op grond van wat die Here self gesê het, ons wat bly lewe tot met die wederkoms van die Here, sal die ontslapenis hoegenaamd nie voorwees nie. Wanneer die bevel gegee word, die stem van die aardse engel en die trompet van God weer klink, met ander woorde met die wederkoms, dan sal die Here self uit die hemel neerdal. En allereers sal die wat in Christus gesterf het, uit die doodheid opstaan. En dan sê 1 Korintiërs 15, met 'n nuut verheerlikte liggaam, 'n liggaam gelykvormig aan die beeld van ons Here Jesus. En hoe kosbaar hierdie gedagte, dat ons bely, ek glo aan die opstanding van die liggaam. Ek glo aan die ewige lewe. En dan eindig hierdie gedeelte, daarna sal ons wat nog lewe, ons sal natuurlik ook in 'n oogwink in 'n nuut verheerlikte liggaam verander, saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lig in,
ons Here tegemoet. En so sal ons altyd by ons wees. Net soos wat ons Here Jesus met 'n nuut verheerlikte liggaam 40 dae na sy opstanding opgevaar het met 'n wolk, so gaan ons Here ons ook eendag kom haal. Dit dan in kort 'n perspektief op die dood. Ons dood wat deurgang is na die ewige lewe. Ons dood wat gebind is aan Gods belofte, 'n sekerheid, die verbondsbelofte. Jy is myne in lewe en in sterwe. Die dood, vervulling van 'n belofte. As ek klaar is met jou woning, dan kom ek jou haal. Die dood, ewig by God. En dan eindig hierdie gedeelte in Tessalonisense. Troos mekaar dan met hierdie woorde. Geliefde, as jy voor die werklikheid van die dood staan, dink aan die grootsheid daarvan. Ons lewe hier op aarde om te moet sterwe. Maar ons sterwe om ewig te kan lewe. Dankie Here, dat dit U is wat self vir ons ook die perspektief gee op die dood. Dankie dat die dood nie vir ons meer straf op sonde is nie, maar die blye boodskap van die pad van volkome herstel. Dit is die weg waarlangs U ons kom haal, elkeen wat aan U behoort. Dankie dat ons daarom mag bely ook, dat ons lewe hier op aarde is nie doelloos nie. Ons behoort aan U in lewe en in sterwe. En ja, in die woorde van Romeine 8, niks kan ons ooit van U skei nie. Dankie vir hierdie sekerheid. Ons loof en prys U daarvoor. In ons Here Jesus se naam. Amen. Seën vir jou.